Baie welkom weer eens vanaand. Ek is, kan julle my mooi hoor? Fantasties. Ek is baie bly. Vanaand is 'n baie opwindende profesie. En een van die mees merkwaardigste profesieë wat daar is en ek hoop as julle na julle vanaand hier uitgestap het en julle glo nie meer, julle het gewonder of julle moet glo. En julle het gewonder of julle in die regte geloof is. Ek hoop vanaand sit dit in die bed. En hierdie het vir my 'n sekerheid gegee. En natuurlik bou al die geloof bou mos so op mekaar. Die messiaanse profesie en môre is dit die draak teenoor die vrou. Dis 'n bietjie 'n kontroversiële onderwerp. Nie almal glo meer in die draak nie. Of 'n ander naam vir hom is die duiwel nie. Maar daar is hy. Dan is dit die valse vrou en die dogters. God se volk staan op. En dan Amerika versus die res. En dan God wen. Hoop ek sien julle en julle kan my julle buurmanne saambring as julle wil. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons besef, ons lewe in die laaste dae van hierdie wêreldse geskiedenis. Daar is so baie magte wat besig is om, volgens wat die Bybel gesê het, wat gaan sterker word en dis besig om te gebeur. Maar vanaand wil ons sien dat daar is 'n uitkoms. En daar is 'n God in die hemel wat omgee en daar is 'n God in die hemel wat gaan wen. En ons vra dat U vir ons vanaand die wysheid sal gee om dit raak te sien. In Jesus naam. Amen. So ek wil graag begin by die begin. Hoekom het ons 'n Messias nodig? Wat is 'n Messias? Hoekom het ons iemand nodig wat ons sal verlos en van wat verlos hy ons? Hoekom moet ons verlos word? Van wat word ons verlos? Is dalk vrae wat jy in jou gedagtes het, want ek het gebore geword en ek onthou ek was so hier by 17, daar rond. Toe ek eendag opgewond wakker geword en ek het myself gesê, maar ek was nooit gevra of ek gebore wil word nie. Niemand het vir my kom vra dat ek 'n Jordaan moet wees nie. Niemand het vir my gesê, luister jy, wil jy so pa en so ma hê? En hierdie vraag het in my opgekom en ek gewonder, hoe kan ek vir Nico as my pa hê? Ekskuus Nico, ek moes dit net so 'n bietjie terugkry. Hoe kan ek my pa as my pa hê? Hoe is dit dat ek het nie gevra hiervoor nie. Ek het nie gevra dat ek op daai stadium ek baie langer hare gehad, of was 'n middelpaadjie, hy het net breër geword. Maar goed, die punt is, ek het nie gevra om te lyk soos ek lyk nie, ek het gevra om sproete te, ek het niks van hierdie goed gevra nie. Ek het nie gevra om, wiskunde was nou my lekker vak en Engels was my swakste vak, jy weet. Ek het nie gevra vir so 'n brein wat die tale, die Engels nou nie so lekker werk nie, maar die wiskunde werk. Ek weet nie wat 'n brein jy gekry het nie, maar dit was my brein. Ek het eers in die teologie en tale gegaan toe ek 30 was. Toe kry ek eers 'n brein. Voor dit was dit wiskunde en sulke dinge. Maar goed. Maar die dag wanneer jy besef jy het 'n Messias nodig, is heel moontlik die dag wanneer jou man jou geslaan het, of jou pa het jou ma geslaan. En jy kyk na die verhaal en jy sê, is daar niks beters nie. Ek wil jou uitsort nou. Ek onthou my pa was opgevloek en geskel en sleg gesê deur 'n ander man en ek was so groot. En ek onthou het ek hom in my kop 100 keer bygedam. Die ou, hierdie man. Vandag is die man 'n ou man en ek moes hom vergewe. Dit was moeilik. Want ek het altyd gesê as ek groot word, gaan jy lê. Ek kon dit nie verdra nie. Wanneer dit meer pos vat dat ons 'n konsep van 'n Messias moet hê, is wanneer jy daar staan en jy kyk na 'n oop graf. En jy kyk, daar gaan oupa. Oupa het van 14-jarige ouderdom, ek 14,
by my gebly, by ons gebly aan huis. Hy was my tweede pa. Was 'n baie oulike oupa gewees. My pa was 'n koleriese, sterk karakter mens, maar my oupa hy was so 'n bietjie stout. Ek weet nie of julle almal stoute oupas het nie, maar my oupa was 'n stoute oupa. Op sy jong dag was hy met 5 vrouens op een slag verloof. En toe los hy hulle almal toe trou hy die 16. Jy idee te gee. So ek het hom altyd raad gevra, maar mense het nie altyd geweet hoe volg jy die raad nie. Maar hy was 'n kind van God, moet nie verkeerd verstaan nie. Hy het bekeer, hoor. Hy het bekeer eerens. Hy het baie stories van hoe hy sy vrou wat hy getrou het was 'n verskriklike sterk gelowige tannie, my ouma. En sy het hom reg gesien. Hy was 6 voet something, hy was 'n lang man. My ouma was 'n kort Du Plessis tannetjie. Maar toe ek by sy graf staan, ekskuus ek vertel net te veel van my oupa, maar toe ek by die graf staan en ek kyk na hierdie groot kus, want hy was 'n groot sterk man. Toe besef ek, ons is nie gemaak hiervoor nie. Daar moet iets beter wees. Daar moet iets beters wees as dit. En die Bybel gee vir ons die antwoord. Ek vat julle na die begin toe. Genesis 2 vers 16 sê, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Nou as jy 'n Christen is vandag en jy is hierso, dan het jy al definitief Genesis gehoor en gelees en so aan. Dis vir jou half ounies. Maar ek wil dit graag in konteks stel. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So hier's 'n pragtige tuin. 'n Groot tuin. Nou vir die geoloë en die teoloë en die goedjies, die Bybel sê nie presies waar nie, maar sê dis daar ergens in die Midde-Ooste. Party sê is daar by Turkye rond en ander, weet daar's debatte. Die punt is daar was daar 'n vloed ergens en die vloed het alles verwoes, so hy's nie meer daar nie. Daar's party teoloë wat sê nee, die tuin is hemel toe gevat. Ek sê vanaand besig om dit te sê nie. Ek sê daar was 'n tuin gewees wat deur God gemaak is met pragtige bome. En hierdie bome kon jy alles eet, net wat jy wil. Dit was soos hierdie ene was vol Cadbury's. En hierdie ene het chomps gehad. Was lekker vrugte, mense. Dit was lekker vrugte. En op die einde van die dag was al hierdie pragtige vrugte daar, behalwe een. Hierdie een boom. As jy van hom eet, sal jy sekerlik sterwe. Genesis 3 sê toe, gaan die vrou natuurlik eers nader, jy ken die storie. Dit was die vrou, sy was alleen, sy moes nie haar man gelos het nie. Vrouens moet nie hulle mans los nie, hulle maak droog. Ek is dit andersom, né? In elk geval, so die vrou moet saam met die man wees, ons is gemaak om saam te beweeg in die lewe. En die vrou loop so waar alleen rond. Ek weet nie wat het Adam gedink om sy vrou te los nie. En toe ontmoet sy die slang. Daar in die boom. En hy sê vir haar, is Satan se eerste leuen aan die mensdom. Jy sal gewis nie sterwe nie. Jy sal gewis nie sterwe nie. Daai leuen hardloop deur die wêreld. Jy sal gewis nie sterwe nie. Party glo tot vandag toe in die leuen, daar's 'n reïnkarnasie. So met ander woorde, ek was vroeër 'n aap en nou is ek 'n mens. Sien nou die dag op YouTube 'n dingetjie wat adverteer, wat was jy vroeër? Dan kan jy daar blykbaar klik. Ek weet nie, ek het nog nie daar gegaan nie. Ek is te bang om te weet wat ek was volgens hulle. Maar die punt is, die konsep van vir ewig leef, daai leuen lewe nog voort. Dat jy nie sal sterwe nie. Natuurlik in Christus later kon dit waar word. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy lus was vir die oë
Ja, 'n boom wat mens kan begeer om verstand te verkry en sy neem van sy vrug en eet en gee dit aan 'n man. Nou is hy skielik by haar. Hoekom was hy nie vroeër daar nie? Maar wat doen die man? Eva was verlei deur die slang. Adam het geweet wat hy doen. Hy het dit gesien. En hy het geëet. Ongelukkig. Wat gaan doen hulle dadelik toe hulle nou die kennis het van goed en kwaad? Wat was die eerste kennis wat hulle gekry het? Hulle is kaal. So daar's iets met kaal en goed en kwaad, né? Maar dis nie dit nie. Dis vir die eerste keer dat daar 'n konsep op aarde gekom het en dit is gevrees. Hulle het vrees gevoel. Waar kom vrees vandaan? Vrees is direk 'n gevolg van sonde. Direk 'n gevolg van sonde. My seun is nie bang vir my nie, behalwe as hy stout was. Nie toe hy 2 was, toe smeek hy vir die pak slaag, né? En toe en hy sê, weet jy ook te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mense antwoord, die vrou wat jy my gegee het. Ja, vandag sal ons sê hy's 'n lafaard. 'n Man moet kan staan vir wat hy gedoen het en sy vrou gedoen het. Dis hoe my pa my groot gemaak het, maar ek sien Adam het nie daai pa gehad, so konsep gehad. Ekskuus, verkeerde woorde. Die vrou wat jy my gegee het om by my te wees, sy het van die boom gegee en ek het dit geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg. Dis 'n nuwe konsep ook. Waar is die eerste misleiding gewees? Wie is die vader van misleiding? Die duiwel homself. Die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, stof moet jy eet, al die dae van jou lewe. Vers 15 is 'n kernvers. Ek wil hê ons moet hom mooi volg. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. En tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop, skielik is dit hy, sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dink net daai oomblik toe Eva die vrug gehap het. Daardie oomblik, toe die boodskap opgevat is hemel toe, en dit kom in daai hemelsale aan, en daar word dit afgekondig. Die pragtige, perfekte, volmaakte aarde het geval. Kan jy net dink die stilte wat skielik in daardie saal geheers het? Wat nou? Daar is geen hoop nie. Hulle ken vir Satan. Hulle ken die einde van hierdie verhaal. Daar is nie hoop vir hierdie mensdom nie. Hulle is totaal verlore. En die stilte wat in daardie saal geheers het. En toe staan die Seun van God op en hy sê, ek sal gaan. Ek kan net sien hoe honderde engele dalk vir hom sê, maar kan ons nie maar gaan nie? Kan ek nie gaan nie, ek sal gaan. U hoef nie.
uit liefde vir hom. Nee. Net die een wat lewe besit kan gaan. Net die een wat lewe besit kan sterf en self weer opstaan. Net die een wat lewe kan sterf waar hy nie moes gesterf het nie. Want hy het nooit gesondig nie. En opstaan nie. Sodat hy in jou plek kan sterf. Ek sal vyandskap stel, sê daardie een. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. En daar is die voorspelling, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit was nie sonder pyn dat die Here, Jesus Christus, hierdie stryd vir ons part gewen het nie. En die heel eerste ding wat dood gegaan het, daai dag toe hulle moes doodgaan, gaan iets in hulle plek dood. Wat het in hulle plek dood gegaan daardie dag? Die Here het 'n lam geslag, die eerste offer, en daardie velle is vir hulle gegee om hulle naaktheid, hulle sondes toe te maak. En so word dit 'n simbool van die Messias wat sal kom, wat in ons plek sal sterf vir ons sondes en wat ons sondes sal bedek. Dink net toe Adam daai pragtige lammetjie of bokkie gevat het en hy sien die dood wat hy so pas veroorsaak het. Ek weet nie van julle nie, maar as jy daar in die wildtuin is en jy wil 'n leeu sien. Dan almal heeltyd, waar is die leeu? Waar is die leeu? Waar is die leeu? Tot daai leeu 'n bokkie wil vang, dan is almal opgewonde. Maar tot hy spring, wie huil? Jou hele koor van kinders hier agter jou. Dis nie mooi nie. Ek onthou die eerste keer toe ek was 5. Toe jaag hulle, daar is ons op 'n plaas. En toe kom daar 'n bil in, want hulle wil hom slag. En ek hardloop uit. Kyk jy my bil. Bang, skiet die boer om. Ek weet ek bly in Limpopo, is waar jagters leef. Maar glo my, dis nog steeds nie maklik vir 'n kind wat die eerste keer 'n dier sien nie. My pa vertel altyd hoe hy die ou vark, die ou Ben groot gemaak het. En toe een aand toe lê Ben op die tafel. Hy sê hy kon nie vir Ben eet nie. Hy kon nie vir Ben eet nie. Net daarna, paar verse verder. Genesis 4 sien ons weer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain se offer nie aangesien. Hoekom nie? Vir ons sondes om vergewe te word, is daar bloed nodig. Die simbool van bloed, die lewe wat gegee word, is wat ons skoon was van ons sondes. Ek wil net gou die lam konsep verder deurvat. Johannes 1 vers 29, toe Jesus daar aangekom sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Daar is die lam. Daar's hoop vir ons. Daar's hoop, my oupa gaan weer opstaan. Daar's hoop. Al sy nonsens is skoon gewas deur wie? Openbaring sê vir ons, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, ons sal dit nog hanteer. Almal wie se naam nie van die grondlegging van die wêreld, waar? Begin van hierdie wêreld, daar Adam en Eva se tyd, van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie.
Van die grondlegging van die wêreld is daar 'n lam geslag wat die Here vooruitgewys het na wie? Na Jesus Christus wat sou kom. En die belofte was gegee oor en oor. Daar by Adam ons het dit net gelees en toe is dit oorgedra en dan sê dit en ek sal jou groot nasie maak vir Abraham. Dis 'n paar hoofstukke verder, Genesis 12. Dit is wel 'n hele rukkie, maar sê 'n paar hoofstukke. Dat jy 'n seun sal wees en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jy vervloek en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Hoekom? Wat is nou in sy nageslag sê die Here, almal, al die geslagte van die aarde, almal gaan geseën word, die hele wêreld. Verder word dit, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag, na jou, van geslag tot geslag, deur besnydenis. Dis soos die hele messiaanse geslagsregister, né? Van Adam tot by Noag. Ek weet nie hoe hulle weet hoe lyk Noag nie, maar daar is Noag blykbaar. Abraham. En toe jy sien hoe word dit grysbaard. Hierdie ou nou Dawid, hy het 'n swart baard, of het hy 'n rooi hare gehad, né? Rooi baard. En van Dawid af Maria en Josef, albei tot by Jesus. So van daai tyd af, al die pad, tot by Jesus. Nou ek kan verstaan, Maria kan bietjie familie wees, né? Maar Josef, hy het niks te doen gehad, hy was sy stiefpa. Nou ja, daar's teologiese debatte oor presies hoe hierdie verhaal met die maagd plaasgevind het, maar ons gaan nie daarin nie. Ek wil net vir julle wys, dis die hele messiaanse, presies in jou nageslag, en toe weer Abraham in joune, en toe weer Isak, Jakob, en toe vir Dawid beloof, en toe word hy gebore. Maar ek wil net gou-gou, net hier op die kantlyn, gou-gou iets net verduidelik. Ek weet nie wie julle is nie. Ek sê, vermoedelik, daar mag dalk 'n boeddhisie aankom, of 'n iemand wat nie gelowig is nie, en ek is nie seker, ek het protestante voor my nie, het kan daar katholieke mense wees, so ek wil net graag, Bybelsgewyse, wil ek net graag 'n paar definisies op die tafel neersit, dat ons net seker maak, ons praat dieselfde taal. Wat is sonde? Waarvoor God gesterf het? Ongehoorsaamheid? Natuurlik, Adam en Eva was ongehoorsaam aan God, en dit was 'n sonde. Okay, maar kom ons kyk nou 'n bietjie net gou definisies. Elkeen wat sonde doen ook wetteloosheid. Wat se wetteloosheid? Verwys na die 10 gebooie. Jy mag nie steel nie, mag nie. Onthou julle die 10 gebooie, daai wet van God wat ons oortree. En dan ook hierso, Jakobus 4 vers 17, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So in ander woorde, dit is om goed te doen, om die wet te doen, om goed te doen is dieselfde ding. Ek bedoel, dit is goed om vir jou ouers te luister, dit is goed om nie ander afbeeldings te hê nie. So dis wat sonde is, almal gelukkig. Dis 'n definisie uit die Bybel uit. Psalm 51:7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Is dit jou skuld dat jy van nature nonsens wil aanvang? Maar dit nie vir my seun sê nie. Is uit nature dat hy wil nonsens aanvang. Die meisiekinders ook, maar hulle doen dit bietjie anders. Papa. Ons probeer my vrou oorreed op 'n ding en my kleinste dogtertjie kom na my toe. Weet papa nie hoe mamma te oorreed nie? Ek sê, hoe oorreed jy vir mamma? Hoe doen 'n mens dit? Sy sê, is maklik. Jy draai jou koppie en jy flikker die oë en jy vra met 'n fluisterstemmetjie. Waar kom jy vandaan? Jy is so gebore. Dis seker maar die Brits familie. My vrou se van was Brits. Romeine 5 vers 12.
Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, deur een mens ook die geregtigheid en die lewe. Met ander woorde, deur Adam het daar sonde ingekom. Maar Jesus sê ons kan weergebore word in hom en dit kan uitgehaal word. Deur een mens. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, so die dood tot al die mense deurgedring het. Omdat almal gesondig het. Hoekom gaan ons dood? Want ons is sondig. Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Romeine 5 vers 12, sodat, soos die sonde geheers het in die dood, ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Christus Jesus. Met ander woorde, die sonde, het ons gelees van die begin af, veroorsaak dat jy sal sterwe. Van die begin af. En dis wat ons as protestante glo. Dis waaroor Martin Luther opgestaan het. Hy gesê het, dis deur Jesus Christus en nie deur aflate wat ek kan koop by die pos nie. So het ons 'n Messias nodig. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Mense, wil jy doodgaan? Okay, party wil dalk. Keer 'n vrou getrou, nee, ek wil eerder werk. Maar oor die algemeen wil ons doodgaan. Daar is, het julle al gekyk hierdie lang, as jy daar ry na Kaapstad toe, dan sien jy die groot plase, met die draad, wat die skapies moet inhou. Vir kilos, honderde kilos loop hierdie doringsdraadjie. Ons is besig om Kaapstad toe te ry, en ons lewe is die eerste millimeter van die ewigheid. Hoor wat ek sê. En ons is besig om te stry oor die millimeter. Ons is hier in 80 jaar te leef om te kan kies. Ja, Here, ek kies U of nee, dankie. Ek sal my eie ding doen. Dis ons keuse. In geloof dit te aanvaar of dan nou nie. Want God het sy seun gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. Hy's nie 'n regter wat wag, dat jy net een dingetjie verkeerd doen, soos daai graad 2 juffrou van my. Dit het gewag dat jy een dingetjie doen, dan moet jy jou hand uithou. God is nie so nie. Hy wag nie dat jy een stapie verkeerd doen, dat hy jou kan vervloek nie. Nee, hy wil ons red. Maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Wat het die Messias gedoen? Eerste, hy het gekom en versoekings verdra. Ek gaan vinniger begin hardloop. Tweedens, ons sê ek se versoeking. Hy is in alle opsigte versoek, maar sonder sonde. Hoekom moet hy dit doen? Net 'n vraagie. Hoekom het hy versoek geword het? Satan het geclaim dat geen mens die wet van God kan hou nie. Geen mens nie. Almal sal val. En ons almal het, behalwe wie? Jesus. Hy het nooit gesondig nie. Satan en al sy slinksheid en mag en krag en alles wat hy ingesit het om hom te versoek. Wat het Jesus gedoen? Hy het hom verdedig met wat? Tweedens, die dood oorwin. Jesus, het hy opgestaan uit die dode? Die duiwel se werk tot niet te maak. Alle kragte van die magte van die hel was betrokke. Van die duiwel was betrokke om hierdie man te laat val. Ek bedoel, hy het bloed gesweet in Getsemane. Dit was nie 'n maklike stryd nie. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek.
Die duiwel se werke bring ons tot die dood. Hy wil dit verbreek. Hy wil hê jy moet ophou met die sonde. Hy was die waaragtige getuie. Jesus het gekom as die waaragtige getuie van wie God is, 'n God van liefde. Om ons kinders van God te maak. Hoor hierso. Dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om ons sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Ek het dit nou ongelukkig geskryf hier, maar ek wil nog bietjie stry met Paulus. Wie was die vernaamste sondaar? Ek dink my vrou sal eers met hom stry oor my. Johannes 1 vers 12 en 13, maar al wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. So kan ons nuwe mense word. Het ons 'n Messias nodig? Ons het 'n Messias nodig gehad om die Satan te oorwin, nommer 1. Nommer 2, om te wys dis moontlik om die wet te onderhou, om liefde uit te leef. Nommer 3, dit was nodig geweest dat hy die Messias moes kom om vir ons te wys wat is liefde. En dan, dit was 4, nommer 5, en dan om ons ook 'n kind van God te maak. 'n Nuwe mens. 'n Ou wat gesteel het te laat ophou steel. 'n Ou wat sy vrou geslaan het op te slaan. 'n Ou wat met 'n vrou wat die man geslaan het met die mond, om sleg gesê dat die see hom nie kan afwas die dag na dag en die kinders ook, om haar te verander na 'n ma wat liefde uitdeel. En dan wat interessant is, Jesegiel 20 vers 12. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek is, die Here, is wat hulle heilig. Die Here wil nog steeds met ons ook tyd spandeer. Hy wil hê ons moet 'n tyd met hom spandeer, sodat ons hom kan aanskou. En dit word 'n teken dat dit ons heilig. Ek lees weer eens net verse, mense. Die laaste ene, en dan gaan ek in die profesie. Die vervulling van profesie. Dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is, dis Jesus wat praat, in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Alles. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie die wet tot niet kom maak nie, of die profete die Ou Testament se profesie tot niet kom maak nie. Nee, ek het gekom nie om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Hoe vervul jy die wet van God? Deur om dit te doen. Het hy gesteel? Nee. Het hy ander afgode aanbid? Nee. Maar nou, die profesie, dis nou die interessante ene. Want julle geweet, daar is oor die 300 verskillende voorspellings wat Jesus kom vervul het. Oor die 300. Oor die 300. En hy het elke liewe een vervul. Ek het net 'n bietjie van 'n lysie gemaak. Gebore uit 'n vrou. Voorspel, vervul. Gebore in Bethlehem, voorspel, vervul. Gebore uit 'n maagd, voorspel, vervul. Afstammeling van Abraham, afstammeling van Isak, Jakob, Juda, Dawid se troon. Soos Immanuel sou naam Immanuel genoem het. Uit Egipte sou in Egipte wees. Massamoord op kinders. Weg voorberei deur 'n boodskapper. Hier gaan ons aan en aan en aan. Maar ek wil graag op hierdie 8 gehou. Sien julle hierdie 8? Gebore in Bethlehem, voorafgegaan deur 'n boodskapper, sou in Jerusalem ry op 'n donkie, sou verraad ervaar deur 'n vriend, sy vriende sou hom, en sy 'n vriend sou hom verraai, sou vir 30 silwerstukke verkoop word, geld sou gebruik word om 'n pottebakker se vel te koop, geld.
sou stil bly voor sy aanklaers, sal gekruisig word met hande en voete deurboor. Dis nou net 8 voorspellings. 8 voorspellings. Kom ons vat gou hierdie 8. En daar was 'n oomie met die naam van Pieter Stoner. En hy het hierdie 8 gevat, en raai wat gebeur. Hy's 'n wiskundige dokter, en hy het 'n boek geskryf, Science Speaks. En hy het gewerk by Pasadena College in Kalifornië. En 600 van sy studente, 600 studente, het saam uitgewerk, wat is die waarskynlikheid dat hierdie een persoon dit kan laat waar word? In een persoon. Wat is die waarskynlikheid? 1 maal 10 tot die mag 17. Nou, ek wil nou nie soos Zuma klink nie, maar jy kry 1 miljoen, dan kry jy, dis 6 nulle, né? Dan kry jy 1 biljoen en dis 9 nulle, dan kry jy 'n triljoen, dis 12 nulle, en dan kry jy 15 nulle, wat noem hulle dit? Nee, ek weet nie, maar ons geld gaan soen toe, né? Ons moet uitvind. Ons moet uitvind wat dit beteken, maar die punt is, 10 tot die mag 17. Ek weet nie eens of daar al soveel mense op aarde in totaal was nie. Maar een uit dit kans, net 8, nie 300 nie, 8. 8 van hulle. Die waarskynlikheid dat daar 'n persoon dit kan laat waar word. En toe vat dieselfde groepering studente en hulle vat 48 voorspellings en dis 1 uit 10 tot die mag 157 nulle. Jo, dit klink amper soos Zimbabwe, né? Baie nulletjies daar met die dollars van hulle. Ek weet nie hoeveel nulle dit was nie, maar dit is 'n verskriklike hoeveelheid. Onmoontlik. Wat van 1 tot 300? Die waarskynlikheid wiskundig is onmoontlik. Maar daar's 'n God in die hemel wat al 300 waar gemaak het. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Galasiërs 4 vers 4. Nou wat beteken dit? Die volheid van tyd. So 'n profesie in die Ou Testament wat gesê het wanneer gaan Jesus begin met sy bediening en aan. Is daar? Kom ons kyk. Kom ons gaan na Daniël. Onthou Jesus het gesê ons moet na die boek Daniël toe gaan. Hy het Daniël 'n profeet genoem. Kom ons gaan kyk. Daniël 8 vers 1. In die 3de jaar van die regering van die koning Belsasar het aan my Daniël 'n gesig verskyn na een wat die vorige keer aan my verskyn het. Okay, so met ander woorde onthou ons het gisteraan Daniël 2 gedoen. Toe het ons gesien dat die profesie gewys het, dit gaan Babylon, Mede en Perse, Grieke, Rome, verdeelde Rome en dan kom die Here. So ons het daai profesie gesien. Daniël 7 word hierdie herhaal, dieselfde konsep maar nou is dit 3 jaar later. Daniël hoofstuk 8. In Daniël hoofstuk 8 sê hy, die vorige keer, dieselfde een het na hom toe weer gekom. Die een wat die vorige gesig gegee het, Gabriël. Goed. 8 vers 13. Nou, ek wil net sê, die eerste keer, hoekom het hy die profesie, die eerste keer toe hy profesie gekry het, althans Daniël 7 se profesie gekry het dit hom verskriklik ontstel. Want daar was 'n dier met 7 koppe en 10 horinge, daar was 'n klein horingkie wat opgekom het, en hy het die heiliges mishandel. Hy het die wet van God verander. Hy het die heiligdom vertrap, en dit het hom gepla. Soveel so, hy het siek geword. Hy het siek geword. En nou kom Daniël 8. Julle sien die arme man, hy word weer siek. Dit is so erg, dit is so skokkende informasie. Hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid? Hoe lank gaan dit duur? Sal die heiligdom aan vertrapping oorgegee word? Hoe lank? 'n 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 'n
vra hy vir hierdie engel. En hy het vir my gesê, 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou, wat beteken hierdie woorde? Ja, dis 'n bietjie hoorgraad. Dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. In die regte staat, die heiligdom. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Engels. Dalk maak dit 'n bietjie beter sin. Then the sanctuary will be cleansed. Die sanctuary, dis die tempelstelsel, sal skoon gemaak word. My vrou verstaan gereinig beter as ek. Weet, reiniging van iets. Sal skoon gemaak word. Na 2300, nou hierdie profesie, die 2301 gaan Nico later hanteer. Maar ek gaan dit nie hanteer nie. Ek gaan vanaand die eerste deeltjie doen. Net die eerste deeltjie van die 2300. 8 vers 18. En terwyl hy met my spreek, het ek bewusteloos met my aangesig op die grond geval, toe het hy my aangeroer en my op my staanplek opgerig. Die arme man het bewusteloos geval. Hierdie goed het hom verskriklik gepla. Was verskriklik skokkende. Ek dink dis 'n beter as 'n 3D movie. Hierdie visioen. Jy is seker deel van dit, jy ruik dit, jy sien dit, jy voel dit, jy hoor dit, jou hare waai. Met die wind nou, ek bedoel. En toe het hom weer opgerig. Dis nie eers 10 verse verder nie, sê hy, en ek Daniel was gedaan. Hy was nou net opgerig deur Gabriël. En wat gebeur met die arme man? Nee, wat hy's gedaan. En ek was daar lank siek. Hy was siek. Daarna het ek opgestaan en my werk gedoen van die koning, en ek was verstom oor die gesig. So die man is siek, maar hy het nie die hele visioen gekry nie. Hy kon dit nie handle nie. Hy kon dit nie hanteer nie. Maar ek wil net gou-gou, voordat ek 'n tydprofesie met julle hanteer, wil ek net 'n paar goedjies weer net op die kantlyn gou-gou hanteer. Eerste plek, 'n tydprofesie moet 'n begin hê wat uit die Bybel kom, en dan die einde natuurlik, volgens die tyd. Dan moet 'n begin wees. Jy kan nie, ja, ek dink dit is gewees in 1652, moet met Jan wees. Ja, ou Jan. Nee, jy kan hom nie uitdink nie, dit moet in die Bybel wees. En dan hierdie beginsel. Volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae vir elke dag 1 jaar, moet jul ongeregtighede dra 40 dae. Hoeveel jaar was die Israeliete in die woestyn? 40 jaar. Wat was hulle straf? Die Here het gesê, vir 40 dae. En toe sê hy, vir elke dag 1 jaar. So as daar 'n profetiese dag gegee word, is dit gelykstaande aan 'n letterlike jaar. Ons sien dit ook in Esegiel 4 vers 6. En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy vir die tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra 40 dae lank. Vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. So jy sien hierdie konsep. Dag is gelykstaande aan 'n jaar. So ons gaan net lees, en as jy hoor 1 week, of 'n 7-tal. Wat is 7-tal? Dis 7 dae. En 7 dae is 7 jaar. Okay, so ek wil net sê, hierdie is 'n bietjie wiskundig, al die jonges wat hier sit, jong mense, ek weet julle is 'n bietjie vars, jy weet, vir julle gaan dit soos ja, vang. Maar hier's 'n paar ouer mense, soos ek, dit vat dalk bietjie langer, né? 7 dae. So as jy praat van 'n 7 weke, dan is dit eintlik net 7 maal 7 is 49 dae en dis 49 jaar. Of hy praat van 'n 62 7-talle. Ja, hoekom kan hulle nie normaal gepraat het? 'n Bietjie Afrikaans, né? 62 7-talle. Dit beteken eintlik net 62 7-tal. 'n 7-tal is 'n week, so is 62 weke. So dit beteken is 62 maal met 7 dae, en dan kry jy 434 dae, en dis 434 jaar.
En dan 70 weke is 490 jaar. Maak dit sin? Almal met ons. Goed. En dan nog 'n ding wat ek graag wil hê ons moet net verstaan is, ons praat nou van voor Christus. So, as jy nou 500 voor Christus het en jy tel 50 jaar by, waar kom jy uit? Nie by 550 voor Christus. Jy kom dan uit by 450. Dis soos jou bankbalans, dieselfde konsep. As jy minus R500 het en jy sit R50 by, dan skuld jy nou R450. Né? En so dat hy tot by 0 kan kom. En as jy by 0 uitgekom het, dan voel jy verlig, né? So was dit nou dieselfde konsep. 500 voor Christus, dan trek jy af as jy bytel. OK, dit maak sin. En daar is nie 'n jaar 0 nie. Hulle het nooit 'n jaar 0 gehad nie. Hallo, wanneer is jy gebore? Jaar 0. Nee, wag, wanneer? 0. Hallo, 0. Nee, daar's nie 'n 0 nie. Want dit het van -1 na 1 toe gegaan. Goed. Net om die wiskunde vir julle 'n bietjie te verduidelik. Daniël 8 vers 13. Kom ons lees gou 'n bietjie. Hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en ons sit in 'n goddeloosheid sal die heiligdom aan vertrapping oorgegee word? Hoe lank? 2300 aandes en môrens, dan sal die heiligdom in sy regdom. Soos 2300 jare. Ons verstaan dit. Dis 'n lang tydperk. Nou gaan ons Daniël 9 toe. So hierdie is nou 'n paar jaar later, 14 jaar later. Hy moes 14 jaar bietjie sterker word, want die vorige keer het hy alweer siek geword. So hy's nou weer 'n bietjie sterker. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. So hy het 14 jaar gewag. Hy het nou die eerste paar verse van hoofstuk 9, dat hy gebid vir sy volk. Want Jesaja het voorspel dat daar 70 jaar sal kan terugkom en die 70 jaar is amper verby. So hy bid hiervoor. En toe kom hy in visioen. Daniël 9 vers 23. By die begin van jou smeking het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man, gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. So hier sê 70 maal 7. 70 maal 7, dit kom nou. Ek sien julle is amper aan die slaap. So nou net so, nog so eentjie lyn, so bietjie wakker bly. Nog net so bietjie, ek weet dit is nou hoor geraak. 70 7-talle is oor jou volk en oor jou heilige stad bepaal. 70 7-talle. Okay, 70 7-talle. So 70 maal 7 is oor jou en jou volk bepaal. So Israel vir jou en jou volk. Vir Israel, Juda meer gefokus op daai stadium, maar Israel ook. Dis vir julle dis vir julle. Om die goddeloosheid tot volëinding te maak en die maat van die sonde vol te maak en die ongeregtigheid te versoen. So hier's baie goeders. 70 maal 7-talle. Kom ons vat hom net gou-gou van daar af. Ek het maar net gou-gou 'n bietjie ander tale ook ingesit. Is decreed upon your people. Hierdie 70 7-talle is vir Israel gegee. Net vir hulle. Hoor nou. Determined, dis bepaal, dis afgesny vir hulle. Uit wat uit? Uit die 2300. Onthou hy beskryf nog die eerste visioen. So 1 week is 7 dae, 70 maal 7 is 490 dae. So dit's 490 dae, so dit beteken dis 490 letterlike jare. So nou weet ons hoe lank is hierdie profesie. Hy's 490 jaar lank. Maak dit sin? 70 maal 7. 7 maal 7 is 490. Nee, 7 is 49, maar hy kort 'n 0, né? So 7 maal 7 is 49, om sit die nulletjie by. Weet jy hoe het julle staan in 5 deurgekom het, maar dis hoe ek dit nog doen van daai tyd af. OK. 70 maal 7. 490 letterlike jare. Kom ons lees 'n bietjie verder. Kom ons lees hierdie visioen klaar. En jy moet weet en verstaan van die uitgaan van die woord af om Jerusalem te herstel
Hier is 'n begindatum. En op te bou tot 'n gesalfde, 'n fors, is 7 sewetalle en 62 sewetalle lank, sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tyd van benoudheid. OK. So hier het ons nou, ons lees net gou-gou om deur. En na die 62 sewetalle, 62 sewetalle is 62 weke, okay, ons het dit nog, 62 weke, wat ons dan nou net moet kyk hoeveel jaar dit is, 434, sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors, wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, okay, so die stad, Jerusalem sal verwoes word, maar sy einde sal met oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. Ja, klink net soos Jerusalem deesdae, maar kom ons gaan aan. Vers 9 vers 27. En hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuels van die gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. So hier is iets wat God vasbesluit het. Okay, hier is nou baie inligting. Ons gaan dit nou gou opbreek in kleiner stukkies. So ons het 70 weke, is 490 jaar. Maar dan het hy gepraat van 7 weke, 7 weke, 7 sewetalle is 7 weke. Dan het hy gepraat van 62 sewetalle, 62 weke. Dan het hy gepraat van 1 week, sal hy baie sterk verbond met baie sluit. En as jy alles daai bymekaar tel, dan kry jy 70 weke, wat hy heel eers gesê het, 70 weke is vir jou volk gegee. Dis ons almal nog by. Ons gaan dit nou bietjie nog verder van. En nou moet jy weet en verstaan, van die uitleg van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou tot op die gesalfde 'n fors. So in ander woorde, ergens was daar, onthou nou net, Daniël, okay, fokus net gou. Daniël is in Babylon gewees, die Mede-Perse het al oorgeneem, hy sit nou by die Mede-Perse se koningskap, en hy weet daar's 'n profesie wat sê, na 70 jaar gaan ons teruggestuur word. Het die konings van Mede en Perse gesê, gaan bou vir Jerusalem oor. Kom ons kyk, dis presies wat daar sê, dit moet gebeur. Ja, die Bybel gee vir ons 3 verskillende dekrete. Daar is 'n 4de kleiner enetjie ook, maar Kores het dit gedoen. Onthou ons het van Kores gepraat, Cyrus gisterand, Darius, Artasasta, en dis die grootte gewees. Die res was seker half verboude goedjies, maar hierso het hy Jerusalem en Israel ten volle weer opgerig. Dis die grootste een, gaan lees hom maar gerus. Hy is ten volle is 'n volledige dekreet. Ek het hierdie slide net bygesit, net vir julle wat bietjie van geskiedenis hou. Sien julle hierso vir Sagarus die eerste. Hy het 'n seun Astyages, maar sy dogter, raai met wie sy getroud? Sy was met Nebukadneser getroud. So met ander woorde, die Media en Babylon is eintlik gekoppel weer die dogter van Sagarus is met Nebukadneser getroud. Nou sy kleinseun is nou gelykstaande aan hierdie lot. Toe sy kleinseun in bewind kom, nee, dis sy seun, ja, dis Nebukadneser is daar, dis sy, ja, daar is sy, dis Nebukadneser se tydperk. Hy's getroud met sy skoonpa was Sagarus. En dan is sy dogter getroud met Belsasar, en hier het Belsasar toe oorlog gevoer teen Cyrus en Darius, en toe verloor hy, onthou julle die storie, dalk onthou julle 'n bietjie geskiedenis. Maar wat vir my verder interessant is Kores die Grote, hy het die eerste dekreet gegee in Daniël se tyd, gaan herbou, toe begin hulle nou, bietjie. En toe gaan dit oor na Darius en hy ook, en wie is Xerxes? Dis Ester se Ahasveros, dis Ester se man. So Ester het gaan trou met hierdie Persiese koning hierso.
En Ester is koning gewees, en sy en Esra, wat ons Esra ken in die Bybel, was tydsgenote, en sy het nog geleef toe haar seun oorgeneem het, en wie het haar seun bietjie aangepor. En dis juist hy wat die groot dekreet gegee het. Net so bietjie interessant, né? Interessant. So Ester kom ook hier in. Ester het daar getrou. Goed. En dit is die afskrif van die brief wat koning Artasaste gegee het aan Esra, die priester skrifgeleerde, wat skrifgeleerd was in die woord van die gebooie en insettinge van die Here oor Israel. Esra 7 vers 11. Artasaste, die koning van die konings, aan die priester Esra, skrifgeleerde in die wet van die God van die hemel, volkome vrede nou. Deur my is bevel gegee dat elkeen van die volk van Israel en van sy priesters en leviete wat in my koninkryk gewillig is om na Jerusalem te trek, met jou mag saamtrek. So in ander woorde, ons weet wanneer dit plaasgevind het, en dit is in 457 voor Christus. 457 voor Christus. So nou kan ons sien, die herstel, daai vers gestel, die herstel van Jerusalem en die tempel, was voorspel vir die eerste 49 jaar. Onthou julle Nehemia, hoe hy met die swaard aan die sy geveg het, heeltyd om Jerusalem oor te bou. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel, het ons daai begin nou gekry, in die Bybel, ja, en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors, is 7 sewetalle en 62 sewetalle. So die 7 sewetalle is die herstel van Jerusalem, daai eerste 49 jaar. Dan is daar 62 sewetalle lank, tot die herstel en opbou word met pleine en slote, maar met tye van benoudheid. Lees dit nie Nehemia vanaand, dan sien jy die tye van benoudheid, dis baie duidelik daar. Goed. So het ons dit nou. Nou het ons 7 tal, 49 jaar, 457 tot 408. Dan het ons 434. Dan sien ons, ons gaan verby 0, 10, spring ons oor, dis ons positief, 27 na Christus. So is van voor Christus tot, nou wat het op 27 na Christus gebeur? Wat het nou, kom ons gaan kyk, wat het, sê die Bybel vir ons, wat het gebeur 27 na Christus? Jesus was gedoop, die gesalfde, tot op die gesalfde sal dit wees, né? En wie was die gesalfde? Jesus. Kom ons lees dit. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Handelinge 10 vers 28. Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Wanneer het hy dit gekry? Toe hy gedoop was, toe hy opkom, toe kom die Heilige Gees soos 'n duif op hom neer. Is dit nie fantasties nie? Presies soos voorspel was. Van die uitgang van die woord wat die herstel, 7 sewetalle en dan is dit nog 62 sewetalle. Jo, wat is dit? Dit eindig by 27 na Christus. Die wiskunde. Die Messias het presies voorspel wanneer hy sou kom. Sê die Bybel verder vir ons dat dit 27 na Christus is. Ja, kom ons lees dit vir jou. Lukas 3 vers 1 en 2 en 3. En in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius. Nou gaan ek kyk 'n bietjie op Google of ChatGPT van Tiberius. Toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea en Herodes viervors en Galilea en Filippus sy broer viervors. In ander woorde, ons moet gaan kyk. So waar Tiberius was 15 jaar geregeer in 27 na Christus. Presies soos voorspel. Hier sien ons tot 27 na Christus. Maar toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Het God sy seun gestuur.
Maar wag 'n bietjie, daar's 1 weekie oor. Onthou julle was 'n 70 weke profesie. Daar's 1 week oor. Die laaste week. Wat gebeur dan? En hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. In daai week, daai laaste week, sou hierdie vors wat gesalf is, Jesus, sal hy vir 1 week lank 'n baie sterk verbond. Het hy 'n sterk verbond met ten minste 12 mense gehad? 12 disippels? Verseker. Wat het hy nog gedoen in daai tyd? Hy het honderde mense gesond gemaak. Hy het honderde duisende mense geleer. Hy het 'n klomp sommer kos ook gegee. Maar in die helfte van die week sal slagoffer en spysoffer laat ophou. So, die helfte van die week, 7 gedeeld deur 2 is 3,5 jaar. 3,5 jaar later, hierdie was vanaf, presies daar, toe hy gedoop was herfs gewees, van jaar 27. 3,5 jaar is 31 na Christus, en dis nou lente. Dis hier by, wanneer was die Paasfees? Dis hier in Maart maand, net na 'n nuwe jaar, né? Dis by hulle natuurlik in die noordelike halfrond is dit dan lente. Goed. So, wat het gebeur 3,5 jaar later? In die helfte van die week sal spysoffer ophou. Jesus is gekruisig. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Moet daar nog 'n lammetjie geslag word? Dit hoef nie meer nie. Hy het klaar, hy is die lam wat geslag sou word. Hy het klaar vir ons gesterf. Matteus 7 vers 51 sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskree van bo na onder, van die heilige na die allerheiligste. Niemand het ooit daarin gekyk nie. Dis die allerheiligste, nie die hoëpriester. En gewoonlik is die wind 'n gordyn waai nou. Daai was nog 'n dik gordyn, né? Was regtig, hy was 'n meneer en hy was sterk. Hy het honderde jare gehou. Van waar het hy geskeur? Nie van onder af nie. Van bo af. God gesê, dis nou klaar. Vir die eerste keer almal inkyk tot in die allerheiligste. Die stelsel is volbring. Dis verby. Dis nie meer nodig dat ons vandag 'n lammetjie slag nie. God het gekom. Hy het vir ons gesterf. Die Messias dis verby. Hy het opgestaan. Daar's hoop vir ons. Ons kan weet as hy weer kom, haal hy ons as ons net wil kies. As ons net wil kies. Maar wag. Hy het 'n goeie verband gesluit met baie. 'n hele week lank. Maar wat nou 34? Wat het nou hier gebeur? Wat nou, hoekom stop dit nie daar nie? Onthou wat het hy gesê? Daniël, daar is 490 jaar, 70 7-talle, vir jou volk bepaal. Onthou jy daai woord bepaal daar gehad? Afgesny. Vir jou volk. Dis vir jou volk. Nou wat het gebeur dan nou 34 na Christus? Oor jou volk bepaal. OK. Handelinge 7 vers 59. En hulle het Stefan gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here, Jesus, ontvang my gees. Wie is hulle? Dis die Jode. Dis die Fariseërs, die leierskap. Eers het hulle Jesus verwerp, en toe verwerp hulle sy volgelinge, die wat hy gestuur het. Hy het tot dit vertel binne in 'n gelykenis. Onthou julle die gelykenis waar die seun gestuur is en baie is gestuur, maar hulle wou nie luister nie. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit is noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp
en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die heidene. As dit nie vir dit was nie, het ek nie 'n kans gehad nie, want ek is totaal 'n heiden. Ek het geen Joodse bloed in my lyf nie. Nebukadneser, gaan lees bietjie vanaand Daniël 4, was totaal 'n heiden, en hy het bekeer. Gaan lees hom in Nebukadneser in Daniël hoofstuk 4, hy het bekeer. So daar was 'n tyd wat die God gesê het, dat daai beker van sonde, onthou julle het gepraat van die beker sal vol word, en die beker het vol sonde geword, in hierdie tydperk, en God en sy nuwe koninkryk is verwerp deur die Jode, 'n groot menigte, die leierskap, daar het 'n klomp Christene geword. Ek is op my laaste vir vanaand, Matteus 18 vers 22, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar 70 maal 7 keer. Maak 70 maal 7 keer skielik, het 'n nuwe betekenis, of 'n ekstra betekenis. Wat is dit? Vir 70 maal 7 keer het die Here soveel jare hulle vergewe, wanneer hulle by Yom Kippur, daai dag van versoening gekom het, het hy elke keer hulle vergewe, tot hulle bekertjie vol is. Jy moet jou vrou 70 maal 7 keer vergewe. Sy is seker dan al by 2000 by my, maar dan daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem, praat hy met die Jode, en aan 'n volk gegee word, wat die vrugte daarvan sal dra. So die beker, dis weggeneem van daai Israeliete. As jy vandag na Israel toe gaan, ek gaan kyk hoe hulle, ek was daar op 'n hele klop keer in my lewe, dan bid hulle met hulle lang baartjies en hulle goedjies en hulle goedjie daar, dan gaan praat ek met hulle. Dan gevra ek vir hulle nou, wat beteken hierdie ding wat jy hier om jou arm draai? No, I don't know. Ek sê, why do you know? Ask maybe that guy, I just do it because, I'm a Jew, I need to do this. Nee, klou nie, dis 'n jammerte. Ek gaan praat met 'n priester daar, en ek vra vir hom, hoekom bid julle heeltyd? Hoekom bid julle nou heeltyd? Nee, daar is Jode in New York, hulle is te besig, hulle kom nie by bid uit nie, so hulle betaal ons om vir hulle part te bid. Dis 'n leë godsdienst, my vriend. Meeste van hulle is ateëste. Ongelukkig. Hulle het hulle Messias verwerp. Dit was voorspel dat hulle hom sou verwerp. Dit was voorspel. En toe gaan die boodskap van die verlossing in die Messias die wêreld in, deur Paulus en Petrus en al die apostels en die mense wat gevolg het. Binne die eerste 100 jaar is daar 6 miljoen gewees, Christene in die wêreld. Vandag is ons aan die einde van die wêreld se geskiedenis, en op 'n manier het ons profeseë vergeet. Op 'n manier het ons, soos die fariseërs van daai tyd, die skrifgeleerdes, die teoloë van daai tyd, het 'n ander Messias verkondig. Net 'n paar het Jesus erken. Mag ons nie dieselfde fout maak nie. My vriend, moenie verlei word nie, is my wens. Moenie glo wat ek vir jou sê nie, gaan lees dit vir jouself. Gaan lees jou Bybel. Gaan vind Christus. Gaan vind die waarheid. Dis binne die topverkoper. En na die 62 7-talle is die gesalfde uitgeroei. Hy's uitgeroei. Maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad van die heiligdom verwoes. Maar sy einde, ja, hulle het hom verwoes.
70 na Christus is Jerusalem verwoes. Maar sy einde, daai verwoesting was nie die einde nie, maar sy einde sal met oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. Weet julle van enige stad in die wêreld, volgens geskiedenis is dit die stad wat die meeste oorlog ooit gesien het. Tot nou toe. Is daai profesie waar? Ek onthou ek het in Jerusalem al 'n paar keer geslaap. Die een aand slaap ons daar, ons hoor 'n keer hier buite. Toe daar bomme ontplof hier voor ons. Toe ek nou laas jaar daar was, dan sien jy die mirages oorvlieg en die goedjies gaan. Almal het gesê ek is 'n bietjie dom om te gaan terwyl die oorlog het. Dit was eintlik lekker, dit is so stil. Niemand wil gaan nie. Ek weet nie wat se fout met die mense nie. Vasbeslote vir woesting. Jesus het dit voorspel. En nou wil ek afsluit met hierdie belofte. Jesus sê vir hulle, gaan dan heen, maak disippels van die Jode. Staan dit daar? Nee, hulle tyd gaan geëindig word. Van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. Daar's 'n gehoorsaamheid wat gevra word, wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hy is met ons. Ons Messias gaan ons kom haal. Is jy gereed? Is jy gereed? Kom ons bid saam. Onse God, ons is so dankbaar dat U 'n plan gemaak het om ons te kom verlos van 'n sekere dood. Ons kom verlos het van hierdie persoon, uit die duiwel wat ons soveel keer versoek om soveel nonsens aan te vang en soveel haat te versprei en soveel nait te hê. En dat U gekom het om ons te kom verlos daaruit. Waar al ons dade heeltyd ons verhoudings met ons vriende en familie en ons vrou verpletter en doodmaak, het U gekom om lewe te bring en ons 'n nuwe lewe te gee en 'n nuwe hart. En ons sê asseblief kom verander hierdie hart by God. Ons het 'n nuwe een nodig, want wat ek doen maak ek net droog, ek is in gemors. En in U kan U ons skoon was. En in U kan U ons bekleed met 'n ewige lewe. En ons sê dankie dat U gekom het en die duiwel oorwin het en die dood oorwin het. En ons kan vanaand sien dat U voorspel het presies wanneer gaan U kom en U het gekom. En ons sê dankie dat U gekom het die eerste keer. En U het 1518 keer beloof U gaan weer kom en ons kan nie wag nie. Ons kan nie wag vir daai nuwe liggame en 'n nuwe lewe, 'n ewige lewe in U nie. Vat ons asseblief in Jesus naam. Amen.